Bestudeer die 3 organiese reaksies 1, 2 en 3 hieronder. Verbindings T en W is organiese verbindings, R en S is anorganiese stowwe. Neem slegs die hoofprodukte in ag. Kom ons kyk na reaksie 1. Daar is 2 reaktanse, waterstofbromied en T, en dan lewer dit slegs 1 produk, W. So hierdie moet 'n addisiereaksie wees. In graad 12 is daar 4 addisiereaksies wat jy moet ken. In elk van hierdie reaksies begin ons met 'n onversadigde alkeen, dit reageer met 'n ander stof en dit vorm telkens slegs 1 produk. In hierdie geval voeg ons waterstofbromied by. So die spesifieke addisiereaksie is hidrohalogenering. E is dus 'n alkeen en W is 'n haloalkaan waarin ons 1 broomatoom sal aantref. Wat die reaksiekondisies betref, daar mag geen water teenwoordig wees tydens hidrohalogenering nie, anders gaan daar ook hidrasie plaasvind en dan vorm daar ook alkohole. Nou kan ons kyk na reaksie 2. Ons weet W is 'n haloalkaan. Hierdie haloalkaan reageer met 'n verdunde sterk basis om 'n alkohol te vorm, asook 'n produk R. Hier begin ons met 2 reaktante en ons eindig met 2 produkte. Hierdie is met ander woorde 'n substitusiereaksie. Hier is jou 4 substitusiereaksies wat jy moet ken. Ons werk in hierdie geval met 'n verdunde sterk basis, so dit kan net hidroliese wees. W is 'n haloalkaan met 'n broomatoom. Ons voeg 'n verdunde sterk basis by. Ons eerste produk, soos ons kan sien, is 'n alkohol. Nou die broomatoom van die haloalkaan gaan nou reageer met die natriumatoom van natriumhidroksied. En aangesien R anorganies is dit natriumbromied. In reaksie 3 het ons 1 reaktant, maar 2 produkte. Hierdie is dus 'n eliminasiereaksie. Hier is die 4 eliminasiereaksies wat jy moet ken. Nou streng tegnies val dehidrogenering ook onder kraking. Maar dink gou mooi. Wat gebeur tydens dehidrogenering? Jy begin met 'n alkaanketting. Die waterstofatome word verwyder en die aantal koolstowwe in die alkeen is dieselfde as die aantal koolstowwe in die oorspronklike alkaan. Daai het dus nie regtig kraking plaasgevind nie. As jy kyk na die klassieke definisie van kraking, begin jy met 'n alkaan en hierdie alkaanketting word gekraak om 2 of meer korter koolstofkettinge te vorm. Dis baie tegnies, so kom ons laat dit daarso. Nou as ons kyk na reaksie 3, dan sien ons dat ons hier te maak het met dehydrasie. Ons begin met 'n alkohol. Die anorganiese katalisator is swaalsuur en ons vorm 'n onversadigde alkeen en water. So S gaan in hierdie geval swaalsuur wees. 'n Ander reaksietoestand wat nodig is hoë temperatuur. So daar is die 3 reaksies mooi uiteengesit. 1 is addisie, 2 is substitusie en 3 is eliminasie. Kom ons beantwoord die vraag wat ons gevra is. Skryf die IUPAC naam vir verbinding W neer. W is 'n haloalkaan wat broom bevat. Om presies te bepaal hoe die struktuur lyk,
gaan ons begin met die produk van reaksie 2. Om dinge te vergemaklik, het ek die struktuurformule vanuit die gekondenseerde formule hierso geteken. Jy kan duidelik sien die hidroksielgroep is op die tweede koolstof. Hierdie is met ander woorde 'n sekondêre alkohol, want die hidroksielgroep is gebind aan 'n koolstof wat aan 2 ander koolstowwe gebind is. Nou ons weet, hierdie is die produk met die reaktans wat dieselfde aantal koolstowwe gehad het. Met ander woorde, dit is ook 'n butaan struktuur. En die broomatoom was op dieselfde plek as waar die hidroksielgroep nou is. So die IUPAC naam vir verbinding W is 2-bromobutaan. Skryf die naam of formule van R neer. Nou ons het reeds die harde werk vooraf gedoen, so R is natriumbromied. Jy kon of die naam of die formule neergeskryf het. Skryf 2 name vir die tipe reaksie in reaksie 1 neer. Nou hierdie behoort tot die hoofkategorie van addisiereaksies. Meer spesifiek is hierdie hidrohalogenering. Skryf die naam of formule van S neer. Reaksie 3 is 'n dehydrasiereaksie en daarvoor benodig ons swaalsuur. Jy kon of die volle naam of die formule neergeskryf het. Skryf die struktuurformule van verbinding T neer. Ons begin met butan 2-ol. Ons weet dit is eliminasie, ons gaan 'n watermolekuule verloor, met ander woorde dehydrasie. En vir daai watermolekuule om te vorm, het ons 'n hidroksielgroep nodig en dan ook 1 waterstofatoom. Die vraag is nou, watter een van daardie 2 koolstowwe gaan 'n waterstofatoom opgee? Daarvoor kyk ons na Zaitsev se reël. Op koolstof 1 het ons 1, 2, 3 waterstowwe. Op koolstof 3 het ons 1, 2 waterstowwe. Wat sê Zaitsev se reël? Ons kyk na daai 2. Waar is daar die meeste waterstowwe? Dis koolstof 1, so daardie koolstof behou sy waterstowwe. Die wat het, kan dit hou. Die wat minder het, daai 1 waterstof gaan opgegee moet word. Met ander woorde, daar vorm as hoofproduk but 2-1. Nou die vraag is, gaan daar ook but 1-1 vorm? Absoluut, maar nie as hoofproduk nie. En die vraag het spesifiek gestel dat slegs hoofprodukte in ag geneem moet word. Verbinding W kan in een stap na verbinding T omgeskakel word. Noem behalwe hitte een ander reaksietoestand vir hierdie reaksie. W is 2-bromobutaan en T is but 2-1. So hoe spring ons van 'n haloalkaan direk na 'n alkeen? Dehydrohalogenering. So die vraag vra eintlik, wat is die reaksietoestande vir dehydrohalogenering? Die antwoord is, jy kort 'n gekonsentreerde sterk basis, natriumhidroksied, kaliumhidroksied, lithiumhidroksied, wat opgelos is in etanol. Ons wil juis nie water hierso teenwoordig hê nie, want anders vorm daar alkohole as byproduk. En die ander reaksietoestand mag jy nie gegee het nie, dit is hitte onder reflux. Verbinding met die formule C10H22 ondergaan 'n krakingsreaksie volgens hierdie vergelyking. Die 10-koolstofalkaan, bekend as dekaan, ondergaan kraking om 'n onbekende produk en butaan te vorm. Ons weet dus vanuit ons definisie van kraking dat X 'n alkeen moet wees.
Definieer die term kraking. Kraking verwys na die chemiese reaksie waarin langer alkaanmolekuule afgebreek word in korter, meer bruikbare molekules. So, ons begin met 'n alkaan as reaktant en dan vorm daar byvoorbeeld 'n alkaan en 'n alkeen as produk. Daar is ook die moontlikheid van kraking waar 'n alkaan 'n alkeen en waterstof oplewer. Tegnies sou laasgenoemde reaksie dehidrogenering genoem word. Hierdie definisie is voorheen gevra in 2018 en in 2023. Die mengsel van die twee produkte word in 'n donker vertrek in broomwater geborrel. Noem een verandering behalwe 'n verandering in temperatuur wat waargeneem sal word wanneer die mengsel in broomwater geborrel word. Die bruin of oranje kleur van die broomwater sal verdwyn. Dit gebeur omdat die alkene in die mengsel met broom reageer om 'n kleurlose dibroomproduk te vorm. Die alkane gaan egter nie met broomwater reageer sonder UV-lig nie. Skryf die struktuurformule van verbinding X neer. Hier gaan ons 'n bietjie wiskunde doen. In dekaan begin ons met 10 koolstowwe en in butaan is daar 4 koolstowwe. Met ander woorde, 10 minus 4 gee vir jou 6 koolstowwe in 2x, maar dis 2x. Met ander woorde, ons moet dit deel deur 2, dit beteken daar gaan 3 koolstowwe wees. Net so kyk ons na die waterstowwe. Daar is 22 in die geval van dekaan en ons trek 10 af van butaan en dit gee vir ons 12 en dit deel ons dan ook deur 2 want is 2x, met ander woorde 6 waterstowwe. So die molekulêre formule is C3H6 en C3H6 is propeen. Ons gaan nie prop 11 of prop 21 gebruik nie, want daar is slegs een opsie, prop 11. So volgens IUPAC is dit net propeen. So kom ons teken die struktuurformule van propeen. En daar is jou propeen struktuurformule en jy kan duidelik sien of ek nou links begin en of ek regs begin, my dubbelbinding sit op die eerste koolstof, daar is nie iets soos prop 21 nie, dis prop 11 en daarom is die IUPAC naam net propeen. Watter verbinding, X of butaan, reageer vinniger met broomwater? Verduidelik die antwoord. Die antwoord is X, oftewel propeen. Onthou, propeen is 'n onversadigde alkeen. Alkene reageer baie vinnig met broomwater deur 'n addisiereaksie selfs in die donker. Aan die ander kant sit ons met butaan. Alkane reageer nie met broomwater in die donker nie, dit benodig UV-lig of hitte.